Gewone mense, buitengewone God. Getuig. Dinge het gebeur, dinge het verander. 'n Oogwink later stok siel alleen. Weggepluk en uitmekaar geskeur, hart en binnegoed. Weg is al die vreugde, al die toekomsdinge. Die lewe gaan aan, al is dit ook alleen. Onskuldig weggeruk, verneder en vermink, verskeur die graf in, liefde, wysheid, potensiaal, begrawe in 'n aardse skatkis, saam met die rykdom van die eeue, verlore vir die wêreld. So goed vir die mensdom, maar ook so onbekend, nederig, slegs 'n dienskneg vir God. Niemand was benede, almal was gelyk, swart, wit, pink of pers, gelyk gegooi met moeder aarde. Wintertyd, bome kaal en windjie koud, nie net op die vel, maar diep in ons harte, siele, gees. Diep was die wonde, saam met ons gebloei, dit alles was so onnodig, alles so verniet. Groot was ons verlies, die dag toe die koel, deur siel en been gesny het, die stof in die straat laat plof het. Baie welkom by Getuig. Vandag gesels ons met Jolanda. Nou Jolanda, vertel ons net so vlugtig, net so 'n bietjie agtergrond van jouself. Waar kom jy vandaan? Wat doen jy? En so meer, en dan gaan ons wegval met jou storie en jou getuienis vanmôre. Baie dankie Germa, dis 'n absolute voorreg om hier te kan wees. Ja, ek het op 'n plaas groot geword en ons was 3 kinders, ons is 3 kinders en my ouers is albei al oorlede en ek moet sê, ek het my kinderdae was baie lekker in die Laagveld gewees en ja, en toe het ons stad toe gekom om te kom studeer en ja, so dit is maar my verhaal. Okay. Nou die stad neem ek aan is nou nie Secunda nie. Nee, dis Pretoria. En wat het jy gestudeer? Onderwys. Okay, onderwys, so, ja. Ou onderwyseres. Baie stories van al die kinders so deur die hande, deur die jare. Ek het toe nou nie klaar gemaak nie. In my eerste jaar het daar toe nou iets gebeur. My ouers is geskei en ja, en dit het toe 'n invloed op alles gehad. Ek verstaan, ja. Okay. Goed, so vandag sien ek baie uit want ek en jy het al so baie gesels en diep spore hier in die winkel, want alles gebeur in die winkel, ons verwys altyd na die winkel op die podcast, maar soveel gesprekke al gehad, en ek sê altyd vir mense, as ek jou deur die deure sien stap, weet ek, Here bring vir my 'n boodskap. En baie keer is dit nie noodwendig iets wat jy eers besef nie, maar ek vind definitief elke keer aanklank, en ja, jy het 'n baie groot rol gespeel in die geboorte of die totstandkoming van Getuig. En ek het al die storie vir jou vertel, ons gaan nou nie in diepte daarin gaan nie, maar dit is vir my so amazing hoe die Here jou ook gebruik het, spesifiek om my ore te spits en die grond voor te berei vir waar ek vandag sit met die podcast. So vandag is my regtig 'n voorreg om nog 'n keer een van jou gesprekke te luister en getuienisse, want ek hang altyd in jou lippe. So ja, nou is dit lekker vir my om dit ook te deel met ander. So ja. Weet jy, ek is die Here innig dankbaar vir wat hy doen en ons gee hom net al die eer vir al die getuienisse. Ek sê altyd, weet jy, as daar nie slegte goed met goeie mense gebeur nie, waarvan sal ons getuig? Is dit nie die waarheid nie? Absoluut die waarheid. Ek voel 100% oortuig van dit, dat ek is eintlik niks sonder my getuienis nie, want as ek nie kan sê wat die Here vir my gedoen het nie, het ek niks om terug te gee vir hom. Ek meen, ons aanbid en ons is lief vir die Here, maar wat kan ek hier en nou bring? Ek kan my woord van getuienis bring om te getuig van sy goedheid en getrouheid in my lewe. Absoluut. En daarmee wil ek sê vir my, elkeen van ons skryf sy eie storie op hierdie aarde. En vanmôre sal ek net graag wil deel wat my storie is. Nou my storie begin, ek het nie groot geword in 'n baie Christelike kerk nie. Ek meen, ons het gebid aan tafel, nie regtig oor die Here gesels nie. Maar wat vir my wonderlik was, toe ek in die
ou standaard 7, dis nou die graad 9, groot geword het, en toe ek op hoërskool was daar 'n meisie in ons matriekjaar, en ek kon sien hierdie meisie was heeltemal anders. Ek meen, sy het anders gepraat, sy het anders aangetrek, daar was net iets anders aan haar. En ek het na haar toe gegaan en ek het gesê, Louise, vertel my, wat het jy, wat ek nie het nie? En ek meen, op daai stadium het ek nie, jy weet, gedrink of gerook, of enige van die goed gedoen wat die gewone gemiddelde ouens doen nie, en daarmee sê ek nou nie, ek is oulik nie, maar ek bedoel net, tog het ek gevind, daar's nog iets wat kort in my lewe, wat ek nie het nie, en wat ek graag sal wil hê, en sy het vir my vertel. Sy het Jesus Christus as haar verlosser en saligmaker aangeneem. En ek het, jy weet, ek het baie gewonder oor hierdie aspek. Hoe kry jy Jesus? Hoe kry jy die sekerheid? Hoe weet jy, jy's nou 'n kind van God? Hoe weet jy gaan dit maak hemel toe? Ek het al daai vrae in my hart gehad, maar ek was te bang om dit met enige iemand te bespreek, né? En toe sê sy vir my, ek moet saam met haar gaan bid. En ek het toe saam met haar gaan bid. Maar ek het 'n baie belangrike les daar geleer. Daar het niks in my hart gebeur nie. Niks in my het verander nie. En die groot saak was, wat is die motief van jou hart? As jy 'n oorgawe maak vir Jesus Christus, dit het vir my baie diep geraak. Waarom het ek nie 'n deurbraak gekry nie? En ek dink, as ek na myself moet kyk, ek was nie op die einde van myself nie. Ek het nie regtig gedink, ek is 'n baie slegte mens nie. Ek het net besef, dit wat sy sê is waarheid. En ek sal graag wil wees hoe sy wil wees. Maar ek het nog nie op daai punt gekom, dat ek besef, Jesus Christus het vir my sondes aan 'n kruis gesterwe, en sy bloed het gevloei, om my te kom verlos van my sonde, en my nuut te maak, en my vry te maak, van enige sondebande, want ons almal is in sonde gebore en ontvang. En ek meen al, dink jy's 'n goeie mens, jy kan nie deur jou werke hemel toe gaan nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, uit genade is jy gered. Dit nie uit jouself nie, nie uit jou werke nie. Dis 'n gawe van God. En hierdie goed het toe nou maar in my hart, sy toe gelê, en Louise het geglo, ek is deur met die Here. Sy het geglo, nou is ek weergebore, want ek het saam gebid. Maar alhoewel ek saam gebid het, het ek in my hart geweet, ek het nie die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, het ek nog nie ervaar in my binneste nie. Ek is nog nie nuut gemaak nie. Ek kon nog nie die Heilige Gees in my lewe ervaar nie. Nou ja, toe ek onderwys-college toe, en ek wil eers net dit sê, op hoërskool het ek toe een keer saam met die kinders in ons koshuis gang, het ek in 'n kamer ingekom waar kinders besig was om glasie te speel. En ek het die spilletjie so gekyk en gedink, ag, dit is nie so sleg nie. Wat's nou so verkeerd om dit te doen? En ek het toe deel geword van hierdie, alhoewel ek het nie as ernstig beskou het nie. Minnend ek besef, die houvas wat hierdie spel op my lewe gaan hê. Baie gevaarlik. Moenie deel wees van enige iets wat die wêreld jou bied nie. Dit het 'n houvas op jou lewe. Jy besef dit nie dadelik nie. Miskien besef jy dit eers later. En dis hoekom toe ek na matriek onderwys toe, college toe is, het daar iets snaaks met my daar gebeur in die koshuis in die aand. As ek kan nie slaap, en ek het gaan bid en Bybel gelees elke aand, vir die Here gesê, Here, as daar iets is wat ek verkeerd gedoen het, vergewe my. Elke aand, dit was hoe ek gebid het elke aand. En weet jy dan, in die nag, in die middel van die nag, dan kom iets na my toe.
Ek het vasgeslaap, maar ek raak bewus van iets wat in die kamer inkom en spesifiek na my toe kom, en dit het soveel vrees by my gewek. Ek kon nie skreeu nie, ek kon nie bid nie, ek kon niks doen nie. En dit het my baie angstig gemaak. En dan beweeg die ding, dis 'n bose mag, beweeg dan weer uit, en dan het ek hierdie angs in my, en ek maak toe my kamermaat, altaar, maak ek toe wakker, en ek sê, asseblief help my, asseblief help my. Sy sê, wat's fout? Ek sê, hierdie ding, hierdie bose mag, wat in die nag na my toe kom, dit maak my so angstig, want ek weet nie wat om te doen nie. En sy sê toe vir my, het jy al Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en saligmaker? Het jy al Jesus in jou lewe ingenooi? En ek sê toe vir haar, weet jy, ek het saam met daai meisie in matriek, het ek saam met Louise, ek het saam met Louise gebid, maar niks in my lewe het verander nie. Ek moet eerlik wees, niks het verander nie. En sy sê toe wel, dis wat jy nou weer moet doen. Jy moet nou 'n oorgawe weer maak, jy moet weer vir Jesus sê om in jou lewe in te kom. En hierdie keer was die motief van my hart om die bose magte uit my lewe te kry. En dis hoekom ek weer bereid was om te bid en Jesus Christus aan te neem, in te nooi in my lewe, net om die bose magte weg te kry. Maar weer eens, het ek nie die vrede van God gekry nie, en ek het nie, dat niks verander in my lewe nie. Alles was vir my maar dieselfde, en die bose magte het gebly. So dit het toe nie my probleem opgelos nie. So later het ek toe my man ontmoet, ons is toe getroud, en daar was iemand in die kantoor waar my man gewerk het, by sy werk, wat met hom kon praat het oor Jesus Christus, en dat my man die Here moet aanneem, en hy het nog vir my kaset gegee, daai jare se kaset, nê? En die prediker was Dominee Loupinaar, en hy het 'n boodskap gebring oor, hoe moet jy maak, dat jy weergebore moet word? En toe my man by die huis kom, toe het hy die bandjie nou vir my gespeel. Ek het so halfhartig geluister, want ek weet hoeveel oorgawes het ek nou al gemaak. En net daarna is my man toe opgeroep weermag toe. Ek kan nie onthou of dit vir 'n maand of vir 3 maande was nie. Maar hy is toe weermag toe. Wag, laat ek net gou dit sê, net voordat hy weermag toe gegaan het. Het ek en hy na Dominiekien se kerk toe gegaan, en hierdie dominee het na die diens 'n uitnodiging gemaak. As daar enige iemand is vanaand, wat nie seker is, waar jy die ewigheid gaan deurbring nie, en die ewigheid is baie lank, daar's 'n hemel, daar's 'n hel, jy moet seker maak, waar jy die ewigheid gaan deurbring, maak jou keuse vandag. En toe ek hierdie boodskap hoor, het dit my hart geraak, maar ek het ook gedink in my binneste, omdat my man daai bandjie vir my laat speel het ek gedink, hy sal baie daarvan hou, as ek nou opstaan, uitstap, en 'n oorgawe maak. En dit is toe wat ek presies gedoen het. Ek het hierdie oorgawe weer met 'n motief gedoen, om te dink, my man sal baie daarvan hou. Dis die regte ding om te doen. Maar niks in my lewe het verander nie. En toe is hy opgeroep weermag toe. En ek en Odette, ons het toe nog net 1 kind gehad, het toe by my ma gebly in die tyd wat hy toe weermag toe is. Maar 'n baie snaakse ding het met my gebeur daai nag. Daar het 'n stem na my toe gekom wat vir my sê, daar's een ding wat baie seker is, en dit is dat jy moet sterwe. Daar's een ding wat baie onseker is, en dis wanneer is jy gereed om jou God te ontmoet. Dit het my geweldig laat skrik,
Want vir die eerste keer het ek regtig mooi gedink oor die ewigheid en hoe lank die ewigheid is en waar ek die ewigheid gaan deurbring. En onmiddellik het ek gesê, en natuurlik was dit die stem van die Heilige Gees, en ek het dadelik gesê, maar Here, ons dans nie, ons drink nie, ons rook nie, ons gaan kerk toe, my man is 'n diaken, ek bid elke aand, vergewe my sondes, ek lees elke aand Bybel, ek probeer die goeie pad te loop, en my ma het altyd gesê, dis my goeie kind. So, ja, Here, ek doen dan al hierdie goed, en nou hierdie vraag, maar hierdie vraag, oor waar ek die ewigheid gaan deurbring, het hier binne in my hart vasgeslaan. En ek was so bang om dood te gaan. Al het ek al hierdie goeie goed gedoen, het ek hierdie benoudheid in my gees ervaar, dat ek die ewigheid gaan mis. Want jy sien, ons name moet opgeskryf wees in die boek van die lewe. En dit alleen kan gebeur die dag wat jy op jou knieë val en sê, Jesus Christus, ek erken dat ek 'n sondaar is. Ek erken dat ek verlore is. Vader, met my hele hart roep ek tot U. Vergewe my sondes. En noem die sonde by die naam. En wees jammer daaroor, hê berou daaroor. Here, kom was my met die bloed van Jesus Christus, wat U aan die kruishout vir my kom stort het. En Here, kom maak my nuut. En dan moet ons met die hart kan glo en met die mond kan bely. Nee, want daar's ook 'n teks wat sê in Openbaring, en hulle die Satan oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En dit het vir my so waar geword. So daai nag het ek nie goed geslaap nie, en die volgende môre, toe sê ek vir my ma, my moedertjie, vandag moet ek en jy Babsfontein toe ry. Nou toe ek die bandjie geluister het, wat my man gespeel het, net voordat hy weermag toe is, het hierdie dominee Loupinaar gepraat van Babsfontein, dis waar hy is. En ek het nie eers geweet, bly hy nog daar, is hy nog daar, of wat ook al nie, ek het net geweet, ek moet nou by iemand uitkom, wat ernstig is met die Here, wat weet hoe dit werk, om by die Here uit te kom, want ek wil hemel toe gaan, en nie hel toe gaan nie, dis my keuse. En my ma het toe gesê, nee, dis reg, ons kan gaan, ons het my dogter by Tannie Wilma en Pieter gelos om na te kyk, en ek en my ma het gery Babsfontein toe. En daar by die motorhawe, toe sê ek vir my ma, laat ek gou uitklim en net hoor, ken hulle 'n Maruti, die dominee hier rond. En hulle sê toe, ja, hulle ken die man. Ons moet net so reguit aanry en dan regsdraai en dan die eerste pad links af. En so het hulle beduie en hier ry ons. En toe ons nou by die plek uitkom, waar die dominee nou bly, toe sien ons net mense. En ek dog toe vet, ek weet nie wat hier aangaan nie. En ek sê vir my ma, bly net in die kar, laat ek net by iemand hier hoor wat gaan aan. Toe sê die vrou, toe ek nou met die vrou praat, toe sê sy vir my, dis 'n konferensie. Nou ek het geen idee gehad wat is 'n konferensie nie. Eers nou later uitgevind wat dit is. En sy sê vir my, ja, daai dominee bly hier. Hy is in daai rondawel daar, hy is besig om te bid. Dis 10:10 en dit was toe nou die 18de Desember en is nou 10:10 die oggend. Hy gaan 10:00 preek. So stap ek na die rondawel toe. En ek klop aan die deur. En die dominee maak oop. Ek sê vir hom, is jy dominee Loupinaar? Hy sê vir my, ja. Ek sê wel, ek is Jolanda en ek is op pad hel toe en jy moet my help. Ek wil hemel toe gaan. En ek weet nie hoe moet ek maak nie. Ek het al hoeveel oorgawes gemaak. Ek weet my hart se motief was nie reg nie, maar ek is ernstig. Ek wil regtig hemel toe gaan. Help my, hoe moet ek maak? En weet jy, die dominee
verduidelik ook vir my, Jesus het aan die kruis gesterf, sy bloed het gevloei vir my sonde. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En hierdie dominee verduidelik vir my, ek moet glo Jesus is die enigste weg. Ek moet glo aan sy bloed, dat daar krag in sy bloed is om al my sondes weg te was. En ek dink toe, maar ek glo dit. Maar daar was 'n verskil. Toe ek en hy kniel om te bid, toe begin ek hierdie gebed en ek sê, Jesus, ek is 'n sondaar op pad hel toe, vergewe my, was my met u bloed skoon, en daai dominee stop my. En hy sê vir my, my sussie, as jy 'n potlood gesteel het, dan het jy berou in jou hart en sê, Here, ek is regtig jammer daaroor, vergewe my, en help my met nooit weer te doen nie. Breek daai sondeband, wat nie daar moet wees nie. Maak, reinig my, heilig my, met u kosbare bloed. En toe sê die dominee, wat jy ook al gedoen het, enige sonde, waarvan die Heilige Gees jou nou oortuig, bely dit, erken dit, daai woord erken, weet ons, daar's so min wat ons bereid is om te erken, weet jy, dis 'n verkeerde ding in my lewe, en ek het gesê, Here, wys vir my, oortuig vir my, sê vir my, wat is daar wat tussen u en my staan? Wat is daar wat tussen my en my medemens staan? Enige sonde, enige ongeregtigheid. Here, ek vra vergifnis, vergewe my, was my met die bloed en gee dat ander my sal vergewe en help my dat ek ook ander sal vergewe. En Vader, vergewe u ook my vir dit wat ek nou gaan bely, wat ek bewustelik van weet, ek bely ook onbewustelik wat ek nie eers meer kan onthou nie. Enige iets wat tussen u en my staan. Vergewe my, Here. Ek is ernstig, asseblief help my, ek wil deurbreek na u toe, om die ewige lewe te kan beerwe. En ek was so ernstig, en ek het regtig 'n berouvolle hart gehad, en gesê, was my met u bloed, en ek het die sondes bely, en gesê, Jesus Christus, u sê, u staan by my hart se deur, en u klop, Here, en ek moet hierdie deur oopmaak, en ek vra na Here, kom nou in my hart en lewe, maak my u kind, maak my nuut, Here, dat ek 'n verskil, dat in hierdie wêreld kan maak, dat ek lig in hierdie duister wêreld kan wees, tot eer van u naam, tot eer van u koninkryk. En dit is wat ek toe gebid het, ek het die sonde by die naam bely, en daar het my deurbraak gekom, en daarom tot vandag toe is dit vir my so belangrik, as ek met siele praat, dat hulle sal seker maak, dat die Here hulle sal oortuig, sodat as daar enige iets is, wat tussen hulle en God staan, dat hulle dit sal erken, en sal bely, en sal vra vir vergifnis, en dat die bloed hulle sal reinig, sodat hulle ook die ewige lewe kan hê, want die oomblik, wat jy Jesus Christus vergifnis vra vir jou sonde, sy bloed jou reinig, skryf hy jou naam op, in die boek van die lewe. En eendag as ons voor die regterstoel van Christus staan, en hy ons regter gaan wees, onthou, Jesus is nou nog ons redder, die Here help ons nou nog, nee? Hy oortuig ons, die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel, maar daar gaan 'n dag kom, as die dood kom, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Die boek van die lewe gaan geopen word, en as dit bevind is dat jou naam nie in die boek van die lewe is nie, gaan jy in die poel van vuur en swaal gewerp word, volgens Openbaringe. En ek glo die hele Bybel, van die woord sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. So hier het ek en hierdie dominee toe nou gebid, en ek het daar opgestaan,
En vir die eerste keer in my hele lewe het ek die vrede van God gehad, wat alle verstand te bowe gaan. Ek het die sekerheid gehad, dat as ek nou sterwe, dat ek hemel toe sal gaan. Daai geweldige vrees het weggegaan. Ek moet ook vir jou sê, daai bose magte het weggegaan, want toe daai ding weer teruggekom het eendag, toe het ek in my kop, in my brein het ek gebid en sê, die bloed van Jesus Christus beskerm my. Die naam van Jesus Christus roep ek oor my uit. Jesus is my skaduwee aan my regterhand. Jesus sê, hy's bo my, onder my, langs my, om my. Jesus is my rots, Jesus is my helper, Jesus is my redder. En ek het dit verklaar, en daai bose magte het weggegaan. Maar toe ek klaar gebid het, toe het ons saam met die mense van die konferensie toe nou nagmaal gebruik, en natuurlik moes die dominee verduidelik hoekom hy toe nou so laat is vir die diens, want ek het vir hom gesê, dominee, jy moet my nou help, want oor 10 minute of oor 1 uur kan te laat wees vir my. Hoe weet ek, wanneer gaan die doodsengel my kom haal? En ek wil vir ewig by Jesus wees. Nee, ek kan nie nog wag nie, jy moet my nou help. So, daai dominee tot die dag van sy dood, het hy altyd onthou wat ek gesê het, dat hy moet my asseblief nou help, anders is dit te laat. En weet jy ook 'n besonderse iets wat gebeur het na hierdie diens? Dis so 'n kronkelpaadjie, grondpaadjie wat jy uitry van hierdie konferensiegronde. En ons in die NG Kerk het altyd, ek meen ons het liedjies op 'n skerm gehad of het in die boekie gelees of wat ook al. En so jy hoef nie hierdie liedjies noodwendig uit jou kop uit te leer nie. En 'n wonderlike ding het met my gebeur. Terwyl ons so ry, toe kom Halleluja 210 op in my hart. Hy spring net so hier op in my hart. Ek dink net aan hom, hy kom hier op by my. Blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. En daai lied is vir my tot vandag toe so kosbaar, want dit was presies wat nou hier met my gebeur het. Daai 18de Desember was presies dit wat met my gebeur het. En ek het soveel vreugde en vrede in my hart belewe. En selfs my man toe hy uit die weermag kom, toe het hy gesê, hy kan sien, hy kan agterkom, my lewe het radikaal verander. En ek wil Jesus Christus dankie sê vir dit. En ek wil hom loof vir dit, vir sy genade onbeskryflik groot, dat hy na my toe uitgereik het. Deur sy genade wil ek net dankie vir hom sê. Maar dan wil ek vir elkeen sê, wat ver oggend luister, jy is besig om jou boek van die lewe te skryf. Jy moet jou keuses maak op hierdie stadium in jou lewe. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar is versekerde hemel en hel. Daar is 'n ewigheid wat wag. Wil jy nie vandag, daar waar jy sit, Jesus Christus kies as jou verlosser en saligmaker nie? En dit waarvan die Heilige Gees jou oortuig, vra vir vergifnis, vra dat die bloed van Jesus jou daai sonde sal wegwas met sy bloed, dat jy hom innooi in jou hart en lewe, dat jy ook hierdie sekerheid en hierdie vrede kan hê, dat as die Here besluit, dis jou tyd, jy moet nou sterf, dat jy nie vrees sal hê nie. Dis jou keuse, skryf die regte lewensverhaal vandag en maak die regte keuse. Ek het al met baie mense te doen gekry wat op sterwe lê.
En weet julle, dit is die waarheid wat ek vandag sê. Daar is mense wat dink hulle is reg met die Here. Daar's mense wat op hulle eie manier in die hemel wil kom. Jesus sê, as jy nie weergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Ons moet doen wat Jesus verwag uit die Bybel uit, want sy woord is die waarheid. Ons moet doen wat hy wil hê ons moet doen, en dan alleen kan ons in die hemel kom. So, ek pleit vandag by jou, dat jy die regte keuse sal maak. Daai mense wat nie Jesus het nie, wat op daai sterfbeddens lê, hulle roggel al, en hulle is bang om dood te gaan, hulle kan nie sterf nie, want hulle sê vir jou, hulle beduie vir jou, daar's demone, wat hulle kom haal, hulle het vrees, hulle het angs om dood te gaan. En daarom, jy wil nie daar wees nie. Ons weet, die Bybel sê, engele kom haal ons, as ons sterwe. So, vandag is jou kans, maak die regte keuse. Ja. Sjoe. Amazing story. En so waar, en wat dit soveel weight gee van waarheid, is die woord wat jy aanhaal, die Bybel. Want dit is waarin ons gevestig is, dis waar ons inligting behoort te kry, dis waar ons wysheid vir die lewe behoort te kry, en ons lewe kry ons net by Jesus. Absoluut, ons lewe kry ons net by hom. Ja. En dis so belangrik, ek stem 100% saam, dis so belangrik dat ons seker is, ons saak is reg met Jesus. Ons is reg. En reg volgens wat reg is, nie wat ons oor onsself oortuig, of probeer onderhandel. Ons het nou voor die tyd 'n bietjie gesels, en ek voel daar soveel mense wat onderhandel met God. Ons kan nie onderhandel met die waarheid nie. Die waarheid is wat dit is. Al leef ons in 'n day and age waar dit my waarheid, jou waarheid, diese waarheid, daai waarheid is. Ons as gelowiges weet verseker dat daar net een waarheid is, en Jesus is die waarheid, en die weg in die lewe. So ek bid absoluut dat die woorde wat hier uitgaan vandag op die harte sal val wat dit nodig het. Wat dalk nie eers besef hulle dit nodig nie. En dat die Heilige Gees net 100% deur mense sal werk, en hulle sal oortuig. Ek dink Jesus, ek glo die drie-eenheid God, Jesus, Heilige Gees, die drie-eenheid, is so lief vir die mense, maar elke mens het daai vrye keuse, glo jy die woord, is die woorde, ek het al gaan kyk, die woorde van die Bybel, vir jou waarheid, en ek het al gaan kyk ook, wat sê Jesus oor jou, hoe moet jy lewe, wat moet jy doen, wat moet jy nie doen nie, ek dink ons moet mekaar ook daarin aanmoedig, jy weet, wat vir my kosbaar is, waar die Here ook sê, hy wil nie hê, dat een siel verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom, dis God se wil, maar God gee ook vir jou 'n vrye keuse, jy kan besluit, of nee. En wat vir my opvallend was die feit dat ons daai death to self, daai oomblik toe jy sekere goed van self laat gaan het, is waar jou deurbraak gekom het. Daai self kan in baie vorms kom, maar kom ons noem dit maar seker trots. Dis waar. En ek dink baie keer loop mense dink altyd trots is daai ou wat met hierdie chip aan die shoulder loop, jy weet, is so, hierdie ou, whatever, maar trots is net daai klein bietjie wat jy self altyd vir jouself wil hou. En jy hoef nie trots te wees voor God, want jy weet in elk geval wat jy saamdra. Jy kan dit nie van wegsteek nie. Dis waar. Ek het al baie keer in my lewe ook natuurlik, alle mense gaan maar deur daai woede oomblikke, want dinge werk nie, kwaad vir die Here, kwaad vir die wie ook al. En dan sal ek voor die Here, nou na ek weer tot bekering kom, en sê ek, Here, ek is so briesend kwaad, dit borrel hier binne in my. Dit help nie, ek gaan na hom toe met, Here, dit is so 'n mooi dag. Hy weet ek's bitter kwaad. Ek kan net sowel daai kwaad na hom toe vat en vir hom sê, Here, ek is verby woedend. As vol van hierdie onreg, as vol van die of dat. Help my om hierdie ding te deel mee. Help my laat hierdie ding nie hand uitdruk of my verbitter of wat ook al nie. God weet alles. Dis baie waar. Maar ons het nodig om daai selfkeuse, daai selfwese en vrye wil te sê, Here, ek is verlore, Here, ek sukkel, en ek kan hierdie ding nie handle, sonder U hulp nie. Help my om dan van ontslae te raak, help my dat ek
wat ook al die omstandighede is. Ek dink ook, weet jy wat vir my, dit is so waar wat jy sê, nê? En dan wil ek ook sê die Heilige Gees. Weet jy, ek dink daai stemmetjie wat ons het, wat ons in die volle waarheid lei, die Heilige Gees. Jy weet, soos toe ek op daai bed gelê het en hierdie stem wat vir my gesê het, en dis die stem van die Heilige Gees. As jy vannag tot sterwe kom, daar's een ding wat baie seker is, en dit is dat jy moet sterwe, en daar's een ding wat baie onseker is, en dis wanneer is jy gereed om jou God te ontmoet. Luister ons na daai ernstige stem, wat by jou pleit, en vir jou sê, wat jy moet doen, of dit is vir jou siel wat hy pleit, of dit is dat jy vir iemand anders moet bid, of dit is dat jy vir iemand anders woord moet, jy lees uit die Bybel, en iets staan uit op, en jy moet dit aanstuur. Of jy moet by die deure instap by 'n winkel en iets kom sê, nee. Ag, is so waar, en ek dink dit is hoe die Here deur sy genade vir ons gebruik as sy hande en voete op hierdie aarde. Ons het mekaar geweldig nodig, en ons moet net getrou bly aan die Here, aan sy woord, aan sy Heilige Gees, en mekaar versterk en mekaar bemoedig. En dis so gereeld die vraag, ek dink is 'n eeuoue vraag vir mense, en dis nog steeds, waar mense sê, maar kyk hoe lyk die wêreld, waar is God dan nou in alles? En weet jy, sy Heilige Gees is hier, en hy lei ons, wat gelowig is, om in daai gap te staan, om te gaan bid, om te gaan help, en partykeer as daar 'n need is, waar ons sê, waar's God in dit, beteken dit eintlik net, dis mense wat nog nie daar is waar die Here hulle miskien al heen gestuur het, of nog nie heen gestuur het, mens weet nou nie, maar ons is die hande en voete, ons is die sout in die lug, en ons is veronderstel om deur die leiding van die Heilige Gees en ons walk with God, daai dinge in die gap te staan, om te doen, om te dien, en goed te wees vir mense, en te leef sodat hulle kan sien, hierdie mense het iets anders, wat is anders? Soos daai girl wat in matriek was, nee? Ja. Want as sy was die hande en voete van Jesus daai dag. Ja, sy was. Om daai saadjie opnuut te begin plant en die grond voor te berei vir die dag. Nee? Ja, ek weet nie of ek van my ouma ook kan getuig, en of ons dit op 'n ander dag moet doen, of hoeveel tyd het ons oor. Miskien kan ons hom in 'n ander dag aanpas. Reg, ons doen hom. Want dit was vir my ook so 'n kosbare iets. My pad met my ouma. Nee, ons gaan hom bære vir volgende keer. Dis reg, ons doen dit so. Okay, so om af te sluit, weer eens baie dankie. Dit is altyd lekker weer eens om net te luister en te hoor van die goedheid van die Here, en die getrouheid van die Here, en die liefde van Jesus, wat ons soek, as ons hom soek. Daai soeke na die Here, wow, dit is ook ietsie wat vir my opvallend was, is daai, mense kan so maklik deur die lewe gaan en dink, ag, ek doen dit, soos alles wat ons nou reeds gesê het, maar die dag as jy werklik die Here met jou hart en jou siel en jou verstand soek, sal hy jou nie los, leeghande nie. Hy sal nie. Ek wil vir jou baie dankie sê. Ek wil vir jou baie dankie sê vir die voorreg dat ek hier kon gewees het, en dankie ook vir jou, ek waardeer jou net so baie, jou deursettingsvermoë en jou vasbyt en aangaan, en mag die Here ook vir jou seën, en dit wat jy hier doen, en my gebed is werklik, dat elke getuienis sal uitgaan, en dat Jesus se naam groot gemaak sal word, en mense sal besef, dis die enigste weg en waarheid na die Vader is Jesus Christus, en dat 'n mens nie op jou eie manier die ewigheid kan beerwe nie. En dis 'n ernstige saak, en ernstig bid daaroor, en nie wag vir môre nie, nê? Die Here sê, vandag is die wel aangename tyd. Ons moet vandag kies, soos daai teksvers wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons besluit om vandag, ons doen dit vandag. Ja, dit is so ernstig. Ons weet nie of ons môre nog hier sal wees nie. Baie dankie. Dankie vir jou ook. Getuig, die podcast is gebore uit seer. Maar hy is
hier om jou storie te hoor. En daarom nooi ek jou uit. As jy jou storie wil kom deel met ons, as jy jou storie, jou getuienis wil laat opneem, nooi ek jou uit, kontak ons. Ons inligting sal beskikbaar wees op ons sosiale media. Kontak ons. Ons wil graag met jou gesels. Ons wil graag jou storie opneem, sodat dit ook uit kan gaan en op die ore kan val wat God bepaal. Ons sien uit om jou storie te hoor.